Ek het 6 duim spykers nodig. En die bakkie is stikkend. Ek sou wou Willem moet stuur. O man is, julle kan die spykers gaan haal. As sy saam met my skool toe gaan, kan sy draai by die dorp gaan maak voordat sy terugkom huis toe. Jy kan mos nou lelik. Ek het 'n briefie en die geld. Weet jy waar die hardeware winkel is? Maar jy weet mos waar die slaghuis is, né? Die hardeware winkel is die volgende deur, net langs die slaghuis. As sy nou lenig gaan skool toe en wag vir jou daar. Ek sal vir haar sê sy moet huis toe kom. Hier is die briefie en die geld. En jy het my iets om die in te sit, ou Willem? Ja. Kom nou sprit, ons gaan alweer laat wees. Hoekom moet ek jou ewig aanjaag? Ag, loop jy? Kom, lelik. Dis een van die daar manne, Willem. Sling man je ook. Daar aan de straatje pro. Lelik, die slaghuis, die spykers. Geklop ouers aan. Jongens het ook al 'n karre toesluit. Hulle gee vertroue aan hulle medemens nie.
nou dadelik so gesê nie. Abracadabra, jou wil is my wil. Dammit man, jy moet konsentreer. Ek toer jou nou vragtig. Abracadabra, my wil is jou. Ek is dokter Onderstepoort. Ek is dokter Burger van Onderstepoort. Al hierdie honders het knoppiesveldsiekte onderleef. En dit is my plig as staatsveearts om die eienaar aan die gereg te rapporteer. Dit is my honders. In daardie geval moet ons hierdie saak nie maar indrum en skik. Ek moet egter daarop aandring dat die iets daadwerkliks daaromtrent gaan doen. Dit is my allervoorneme, want is inderdaad 'n ernstige saak. As die hoenders eers knopveldsiekte kry, dan vrek die beeste net nog van Newcastle-siekte. Ek stel voor, laat ons na die polisiestasie gaan en 'n volledige verslag van hierdie ontdekking opstel. Ek het mos gesê, ons kan dit maar vergeet. Ek meen, tussen vriende. Ek is die laaste een wat misbruik van vriendskap sal maak. Nee, ek kan dit skaars glo. Dink jy dalk dat ek hierdie ou hoendertjie van jou wil gaps? Het jy geen vertroue in jou medemens nie? Pragtig. Daar sy, dat is die spykers en moenie die klein gerf langs die pad uitgee nie, hè? Dit is miskien raar dat hoenders knopveldsiekte kry. Raad se voet, dit het nog nooit voorheen gebeur nie. Daar sê sien. Sal jy my nou glo as ek jou vertel hoe gevaarlik dit kan wees? Ek sal hierdie verslag persoonlik moet gaan deurbel. Laat my net met klere gaan aantrek en van my kantoor afbel. Heerlik! Is dit jy jou man se hond? Met my die hond ken jou. As veearts, al die honde in die distrik ken my. En jy ken almal se name ook. Ja, dan natuurlijk nog nie almal nie. Maar hierdie is 'n besondere soort. Dis 'n bouvier, jy geweet. Ou sissie. Sê jy ek's 'n sissie? 'n Sissie ja. Ek sê jy wys my sissie. Slaat hom met stoes! Slaat hom met die linker uppercut wat ek jou gewys het! Jy moes al sê jy's 'n sissie. Jou hond moet jy uit die fight kom help. Los my julle. Los my. Wat gaan aan met jou? Sy wil jy iets gaan wys, dan moet iets verkeerd wees. Ek gaan daai broer van jou nog bloed wegslaan. Los nou vir Mark en gaan saam met Leela. Ek sal maar moet anders byt sy my arm mors af. Toe maar lelik ouma se honde. Ek sal vir juffrou sê jy voel sleg. Ja, sê vir haar 'n mal hond het my gebyt. Wel, joune. Vertel ons nou alles van die knopveldsiekte onder my hoenders. Dan gaan kyk ek hoe lank sluit hulle man op vir identiteitsbedrog, dokter Burger. Wel, kolonel is kolonel, nee. Die siekte kan so omvang neem. Ook 'n land, nee. Wou nog net een van my hoenders skaai. Generaal, jy bedoel het na bewering probeer. Maar kan jy hierdie besondere gehavende ou kykkindjie uitken en identifiseer? Nou ja, dan vervul hy aanklag. Weens gebrek aan getuienis. Ek gooi die saak uit. Hallo, Boetman, hoe gaan dit? Ken jy die man Bucks?
Dis die oom wat my gehelp het toe ek weggeloop het uit Durban uit, oom. Aha, medepligtige. Kinderdiefstal. Dwarsboming van die gereg. Beweerde dwarsboming van die gereg, korporaal. En selfs in my onskuld was daar versagtende omstandighede. Daar was hierdie weerlose stomme bloetjie, alleen op die wêreld. Verdwaal, hartseer, koud en honger. Wat was te kon ek doen? Iemand moes oor die kind ontferm. En ek het 'n sagte hart. Veral sag vir hoendertjies, dokter Burger. Ons sal laat die landdros besluit. Ek gaan jou nou opsluit. Asseblief, oom Sergeant. Rondlopery, leegleery, dis kriminele oortredings. As 'n mens niks doen nie, dan is jy 'n gevaar vir jouself en vir ander. Oom, my oom Hannes kan vir die oom werk gee op ons plaas. Dan sy mos nie meer 'n leegleer nie. Dis moeilik. Misdaad is 'n misdaad. Maar in hierdie geval is immers my hoenders en as ek nou nie 'n klag lê nie. Dankie, oom. Oom kom ons op die plaas werk. Weet hom iets van boerdery af. Boetman, kan ek ploeg, kan ek plant, kan ek saai, kan ek maai, kan ek beeste skeer en skape dip, kan ek perd ry, honders pluk en koeie melk. Kyk voor jou. Lyk my hierdie een is klaargemeld. Eindelijk daarom, dit is die osbaas, die Tolly. Kom maar op die kleerbuis. Kan nie die man werk gee nie, Buks. Hy is hopeloos as ek. Ek dink hy moet liewer 'n soort van voorman wees, oom. Kan ek ook wees, Buks. Ek het iemand nodig wat dinge self kan doen. Jammer is dit. Maar ons kan hom nie sommer so laat loop nie, oom. Hy het my gehelp toe ek na ou Willem toe geloop het. Ek weet, Buks. En ek is hom dankbaar daarvoor. Maar dit gaan niemand baat as hy kom werk. Hy moet onthou, sy soort. Hy's 'n boemelaar. Hy wil nie regtig werk hê nie. Asseblief, oom. Hy's my vriend. Oom hoef hom nie te betaal nie. Gee hom net kos en slaapplek. En daar is nog 'n skelm ook. Hy sal ons rot en kaal besteel. Kom nou, Buks, wees nou verstandig. Die man is 'n rondloper skelm. Hy kan nie hier bly nie. Dalk is ek 'n rondloper skelm. Maar ek vat nie my vriende se goed nie. In elk geval, ek het ook besluit, dis nie my soort werk nie. Tot ziens, Buks. Dis 'n klein wêreldie. Wie weet, miskien sien ons weer eendag mekaar. Onthou nou grootman, bera so 'n bietjie asem vir die laaste 50 tree. Dis waar 'n man 'n reisies wen of verloor. Ja, pa. Die oppositie daar lyk glad nie sleg nie. Ag, Buks sal hom wen. Ag, jy en jy Buks. Ek sal vir Buks wen. Luister nou mooi. Jy en Buks is veronderstel om mekaar te help. Dit maak nie saak wie wen nie, net solank die skool wen. Ag, pa, maar ek sal in elk geval wen. Môre, vrou. Hallo, Mat. Môre, Charles. Hallo Lore, die skool doen goed vandag, né? Ja, maar alles hang van hierdie item af. Mark, ons nie in die steek laat vandag nie, hoor. Ek wil gou vir Buks gaan sê ons hou styf tou vas. Lore, kan ek Lore by jou draai kom maak, so na kerk? Ja, natuurlik. Hallo, juffrou. Môre, Buks. Wie Lombard? Jy verlede gesê jy mag nie hierdie keer saam met jou hardloop nie. Ek sal loop. Sal alle deelnemers aan die 400 meter asseblief hulle plekke vir item 26B inneem. Buks, ons hou styf tou vas. Neem asseblief nou julle plekke in. Ja, ek wil weer op dag sit. Miskien môre een of ander tyd. Maar natuurlik. Op die merke. Gereed. Kom aan, Mark. Het is werkelijk prachtig, hè?
Hardloop, Mark! Hardloop! Kom, Bassie, kom! Kom, Bassie! Kom, Gemas! Kom! Kom, Bassie! Kom aan, Bix. Kom aan, Gemas! Kom aan, Gemas! Kom, Bassie! Kom, Bassie! Come on, Bix! Ek weet nie wie eerste is nie, maar ons kon het gewen. Eerste, laatste Berg. Hoi, ek het jou ver gewen. Ag, ek het jou met 'n myl gewen, man. Dis nie 'n tweede plek nie, derde plek aan Wilgehof skool. Hou onmiddellik op die meneer Smit toe. Mark, wat het jy wil beklei julle twee voor? Skaam julle nie. Kom, gee mekaar die hand. Vergeet jy dan ons is. Toe. Charles. Hannes. Jy het gesê een of ander tyd vanmiddag. Ja. Ek is jammer. Kom in albei van julle. Ek sal liever later weer vandag sê. Dankie. Hoekom hou maak nie van jou nie? Dis nie dat hy nie van my hou nie. Hy wil maar net beklei. Nou, hoekom dan? Hy dink hy kan my wen, maar hy kan nie. Hy's groter as jy. Ek weet, maar dit maak nie saak nie. Jy beklei nie reg nie. Jy slaan nie reg nie. Jy het hom verras en van onderaf slaan met jou linkerhand. So 'n uppercut. Hy sal baie verras wees. Dit was jou regterhand. Wil jy proes maak so hou van onderaf? Jy kan nie 'n vlieg doodslaan nie. Waa! Maar Bix, ek kom jou red. Wat maak jy, meisiekind? Ek kom jou red. In hierdie vlak water. Sien jy? Ja, ons is alweer laat. Hallo. Oh, dis pragtig hier. Sal ons... Nee, dis heerlik hier buitekant. Ek is jammer oor Sondag. Was dit belangrik? Was nie 'n noodgeval nie. Wel, sal ek jou die plaas gaan wys? Ek het vergeet van Charles se afspraak Sondag. Sien. Bix het vandag nou pouse stokkies gedraai. Jy weet ja, dis my skuld. Is dit die rede vir jou kuiertjie? Wel ja. Oor Bix, was dit nie waarom jy my Sondag wou sien? Ja, seker maar. Ek probeer vir hom 'n vader te wees. My vrou se dood maak dit nog moeiliker. Ek het gehoor van Bix se tragedie. Nou beide ouers dood in 'n motorongeluk. En van die nare oom wat die arme weesie weggevoer het na Durban. Jy het seker gedink jy doen die regte ding? Destyds. Weet nie wat ek gedink het. Jy was vir 'n dokter gewees. Die lekker stukkie sap wat as kindernuus wat nooit sy smaak verloor. Nee. Ja. Ek het die mediese rol geskrap omdat ek dronk was toe ek geopereer het. 5 jaar gelede. Jy drink nie meer nie. Nee, die afgelopen paar jaar nie. Maar ek mag natuurlijk nie praktiseer nie. 5 jaar. Dis moet almal soms die pas markeer.
Maar hou jy dan nie van jou werk nie? Maar natuurlik. Anders ek dit net gedoen het nie. Ja, jy sien dis die verskil. Ek mag nie doen wat ek geniet nie en ek kan niks anders doen. Ag, vandag gaan ek verby. Ek geniet my werk, maar dis nie wat ek die res van my lewe wil doen nie. Ek bedoel, ek wil nie altyd ander mense se kinders oppas nie. Oké. Maar jy het eintlik oor Buks kom gesels, ja? Wel, hy sit nooit vir tyd vir skool nie. Hy is ten minste 2 oggende 'n week lank. Sprit jy natuurlik saam met hom. Ja, dis deels my skuld. Jy sien nie help Willem soms. Doen nie werk wat ek eintlik hoor. Maar ek sal probeer om 'n ander klap te maak. Ek weet er nou van. Hoop ons sien mekaar weer. Miskien. Ons boerewors asseblief. Ekskuus tog, ek dink jy maak 'n foutjie. Ek het jou R5 gegee. Not te veel. Jy maak 'n foutjie as jy dink ek gaan vir daai een val. Jy het meer rand gegee. Totsiens. As ek nou moeilikheid wil gemaak het dan ek die polisie gekry. Hoekom doen jy dit nie? Maar ek wil nie moeilikheid hê nie, man. Sien nou, dis 3 uur. Ek maak nou toe. Uit is jy. Party ons het ook al die lekker jobs en die vacancies. Uit is jy. Sien jy los die geld die hele nag daar en bank dit eers die volgende môre. Die raad het gevind dat jy jou skuldig gemaak het aan gruwelike wangedrag. Was dit nie vir die feit dat Dr. Roux onmiddellik ontbied is en jou pasiënt se lewe gered het nie, kon jy van strafbare manslag aangekla word. 'n Dokter wat onderneem om 'n operasie uit te voer onder die invloed van alkohol of verdowingsmiddels, maak hom skuldig aan kriminele nalatigheid. Jy word onmiddellik van die mediese rol geskraap. Jy word verbied om die titel dokter te gebruik. En vir die afsienbare toekoms word jy verbied om in die medisyne te praktiseer. Dis nou 'n geval van heel jouself. As jy jou swakheid te bowe gekom het en jy bewys kan lewer daarvan dat jy jou vir 'n tyd lank van drankmisbruik weerhou het, kan die saak weer oorweeg word en jou hertoelating bespreek word. Hallo? Lombard? Is hy wat praat? Dr. Oberman hier. Snaaks, nee. Hoe gaan het, dokter? Goed, dankie, met jou? Goed, dankie. Het jy al miskien my brief ontvang? Ja, daaroor bel ek. Die raad het jou aansoek om toelating heroorweeg. Ja? Ons sal jou graag so gou as moontlik as spreek. Beteken dit nou... Ek bedoel, daar is 'n moontlikheid dat ek... Kan nog nie in die stadium sê nie, ons sal eers kan besluit nadat ons weer daaroor gepraat het. Maar ek kan onmiddellik kom. Môremiddag 2:30 by die hospitaal? Ek sal wees. Ons sal môre verder gesels. Goed. Baie dankie. Dankie, dokter. Totsiens. Totsiens. Dis net 'n ou boemelaar. Wat is dit hier? Ons weet mos ons kan dit nou doen as ons wil. Is jy bang? Ons kan vreeslike moeilikheid kom. Nie bang word wees nie, man, kom.
kry ons nou gedoen? Kom ons gewoon dat die geld wat Frans jaar het gesê het. Kom ons hou dit liewer, dis baie geld. Nee, ons moet gesê ons wil nie kyk of ons dit kan doen. Kom Jaapie, ons is nie reg te doen nie. Môre sal die polisie daarvan hoor en dan is dit verby. Geen moeilikheid nie. 'n Mens kan nie geld so mors nie. Onthou, ons mekaar gedeer. Ja, weg is ons. Tel met jou, nou is dit klaar. Ek het lieg en bedrieg om my geld in die hande te kry. Ek het nie geld vir jou gegee omdat ek skuldig was nie. En jy weet dit. En daarom betaal jy my. Ek stel nie belang in jou stories van skuldig of onskuldig nie. Nou goed. Gaan die polisie toe of nie? Ek het nie nog 10.000 nie. Jou plaas is goeie sekuriteit. Die bank sal die geld voorskiet. Dis buite die kwessie. Jy sal my langer tyd moet gee. Volgende week die tyd. Dit word lank genoeg te wees. Wie die duiwel is dit? Luister. Is dit die tyd van die nag vir jou om huis toe te kom, mannetjie? Ek het gaan fliek. Maar die fliek is ure gelede al uit. Jou seun? Ja. Oulike seun. Jy's reg. 'n Pa behoort bekommerd te wees as sy seun so laat in die nag rondloop. Jy sal toch seker nie wil iets met hom gebeur nie. Of hoe? Lekker slaap. Wie is dit, pa? Een besigheidsvriend. Toe, bed toe met jou gerust, man. Nacht, pa. Nacht, Marcus. Well. Man uit die hemel. Terloops, wat het nou die môre gebeur? Ek hoor jy en Sproekie het albei sopnat by die skool aangekom. Ons het met die kortpad oor die rivier skool toe. Soos ons maar gewoonlik maak. En, wel, ons het ingeval. Ja, miskien moet julle maar liewer pad langs loop, is veiliger. Maar is myle verder, oom. Nou, miskien het ek iets wat julle twee se probleem kan oplos. Kyk daar. Is dit regtig ons en oom? Wel, dis nie myne nie, dis nie Willem se nie en Lelik sal nie belangstel. Yes, like, baie dankie oom. Vreeslik dankie oom. Dit is 'n goeie ding die bal, Hannes. Oh Willem, ek moet vandag Durban toe. Jy mag my duim vashou. Meneer Lombard. Sit maar, meneer Lombard. Ek is sommer dadelik met die deur in die huis val. Die raad het die aansoek om hertoelating en alles wat dit behels oorweeg. Met ander woorde, of u toegelaat mag word om weer as mediese dokter te praktiseer. Ons het tot die volgende besluit gekom. U het genoegsaam bewys gelewer van u rehabilitasie om 'n hertoelating te regverdig. Daar is net een voorwaarde en ek twyfel nie aan die samewerking in die verband nie. Dit word van u verwag om 6 maande diens hier in die hospitaal te doen voordat u met die privaat praktyk mag voortgaan. Ek begryp. 'n Proefperiode. As u dit so wil noem, ja. U hertoelating is aan hierdie voorwaarde onderworpe. 6 maande hospitaaldiens. Dit is wonderlike nuus. Ek is dankbaar. Is net dat moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, dokter Opperman. Maar ek het gehoop om met my praktyk te begin op die dorpie waar ek woon. Moenie so haastig wees nie, dit is welkom. Hy sien ek het 'n neefie en ek is sy voog en hy gaan op die plaas skool.
Maar ek kan hom tog seker daar aan iemand se sorg toe vertrou. 6 maande is nie ewigheid nie. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk je oplossing. Baie dankie. Ja, is goeie nuus. Wonderlijke nuus, Pussy. Om weer te kan praktiseren. Maar hoe gaan ons dingen hier op die plaats weer, hè? Ek sal met regkom, oom. Ek mos nie meer 'n kind nie. Ek kan nou Willem se regkom. Ja, ik weet niks. Maar ik is hier vroeg. Je ziet volgens hier weg, hier nog een kind. Verstaan je? Gelijk weggaan moet daar iemand wees op je zoekt. Nee, je kan dat bij iemand van... Ek wil liever hier bly, oom. Ja, ik weet het. Maar als er dus iemand wat krijgt en hier bij je ervan blijft. Nou, die. Wat is het daar? Ek weet nie. Middag, meneer Lombard. Ben je bang beroepen, man? Nee, is bedoel ik ernstig. Die vader sorg vir sy kinders, meneer Lombard. En laasnag toe daai weerligstraal my tref, toe het ek geweet ek was bestem om hier te bly. En nou is ek hier. Weerligstraal? En net betyds om my te keer, om 'n ding te doen wat ek nie moet doen nie. Jy kan maar sê, dit is die noodlot as jy dit wil hê. En as die noodlot dit wil hê, dan kan ek maar so 'n bietjie hier kom lê. Die oom kan mos hier bly, nie waar nie, oom? Wel. Net om dinge te laat reglyk. Oom het gesê ek het nie eintlik iemand nodig nie. Ja. Die 'n paar maande hier by Bucks kom bly as ek in Durban is. Maar natuurlik, kinders hou van my. Gedurende die oorlog het ek ontsnap by die krygsgevangene kamp en binne 'n week ek dink hier is 100 kinders agter my aangegaan. Jy weet iets soos 'n Pied Piper. Ek het hulle na veiligheid gelei deur hele Europa. En die vereniging vir die voorkoming van die mishandeling van kinders het my erekind gemaak. En wat plaaswerk betref, ag nou ja. Ja, nee, dat is niet nodig wezen. Je hoeft niet te werk niet. Net zorg dat dingen niet skief lopen. Plaasvoorman. Kyk my outfit. Is dit nie 'n plaasvoorman se klere hierin nie? Nou maar goed, afgesprek. Ons kan later verder over die zaken zelfs, né? Die klere lyk smart, maar wat van die baard? Ek kan dit nooit afskeer nie, boetman. Dis mos fashion. Ek het nie bedoel dinge moes so ver vorder nie. Ek is jammer, Charles. Dis Hannes Lombard nie waar nie. Nie love is nie. Ek gaan met jou terug. Maar Charles, Goed, ek weet hoe jy nou voel. Maar hierdie jaar was vir my 'n droë jaar gewees. Wie weet, volgende jaar is jy dalk gereed om geoes te word. maar ek is nie 'n Millie nie, ek is 'n vrou. Ek is jammer, Charles. Dit wat ek wil hê sluit jou nie in nie. En dis beter dat ons mekaar liewer nie weer sien nie. Ek sal wag. Daai trein ry nou. En jy weet, time tides and trains wait for no man. Môre mense. Hallo. Hallo. Goeie gewoonte van je die om zo onverwachts in die lucht te vallen. Ek het die goeie nuus gehoor. Nou net kom geluk sê. Baie dankie. En aan met om jou stasie toe te neem. Ja, dat is baie gaaf, joh, maar boem zit klaar. Ek is seker dit is baie ander ding om nou te doen. Kom ek neem jou gou. Ja, dat is baie vriendelijk van je. Nou maar reg, Willem, sit die tasse in die kar. Reg, Willem. Vat jy daai en ek sit hier in die dikkie. Ben je nog wat iets school? Ja, dat is ook baie. Mooi kyk na alles, hè, Willem. Ek weet jy sal. Jy sal die plek nie ken as jy terugkom nie. Ek sal werk van son onder tot son op. Vertrou my maar net. En dan sal ek sommer hierdie tweeetjies help met die perdryery. Jy weet, ek was mos jare 'n jokkie op Kyalami. Die renmotorbaan. Maar dis lank voor daai tyd. Nie weer laat met skool nie, Bugsy. Moenie bekommerd wees nie, ouma Hannes. Ek sal daarvoor sorg. Mooi, Sprudie, mooi. Miskien kom ek oor 'n maand of wat vir 'n naweek huis toe. Ek stuur wat weet. Totsiens, Bugs. Gilbert gaan goed met oom. Dankie, Bugsy. Totsiens julle. Cheerio. Tada, oom.
plek gehad. Maar nou, 6 maande sal verbyvlieg. En buitendien het ons gesê kom gou weer vir 'n naweek. sal maar eers maar kyk hoe die werksprogram lyk. Hey, miskien kom ek nog vir jou naweek kuier. Dis 'n bietjie gevaarlik vir 'n respektabele juffroukie. Ag, ek is nie meer 'n kind nie. Nee, ek weet, maar daarom jong genoeg om my dogter ook te wees. Sê my, hoe oud is dit? Ek het genoeg om my eie baas te wees. Wel, moet ek kom kuier of nie? Nee, as jy regtig 'n naweek wil deurbring by 'n man wat jou papi kon gewees het. Luister nou mooi, papi. As ek nie wou nie, sou ek dit net voorgestel het nie, reg? Sy hou van hom. Wie? Juffrou, sy hou van jou oom, stupid. Wel, hoekom nie? Ek bedoel nie sy hou van hom net nie. Ek bedoel sy hou van hom. Tannie Laura. Tannie Laura? Tannie Laura. Klink nie sleg nie. Ek kan dalk blomme meisie wees. Jy sou oor die sleep val. Spoortie, jy ry te wild. Stadiger. Wat doen jy hier maak? Waar kry jy hierdie perd? Dink jy Clint Eastwood? Gee pad voor my. Klim af en kom vat my die pad. Of sy hond jou weer help. Bangbroek. Wie is jou bangbroek? Slaat hom weg, stil, slaat hom! Los hom, moenie hom op die grond slaan nie, laat hom opstaan! Probleem, my kan niks met jou te doen nie. Kom, vat jou skoon as jy kan. Sien julle nou, ons is alweer laat! Klim agterop, ek sien jou lip. Ek kry geen meer boshuis meer nie. Ek loop. Ek sien jou kry. Ek sien jou nog kry. Jy weet, dit is 'n vreemde gevoel. Asof ek na baie jare weer tuis is. En tog voel dit vir my asof ek nooit weg was nie. Menslike wese is 'n wonderlike stukkie bonatuurlike masjinerie. Jy so gou weer was. Kom stap in. Suster Ponslow. Ontmoet Dr. Lombard. Aangenaam kennis, suster. Welkom in die hospitaal, dokter. Dankie. Dr. Lombard sal aanvanklik hier in ongevalle wees. Ek wil graag hê jy moet hom soveel as moontlik help. Wys hom waar alles is, stel hom aan almal voor. Ek doen dit graag tot opneem. Sukses, dokter. Moenie huiwer om enige probleme met my te kom bespreek nie. Ek waardeer alles wat u vir my gedoen het, dokter Opperman. Baie dankie. Wees goed vir hom, suster. Ek beloof, dokter. Waar vandaan kom? Ek boer, so wat 100 myl hier. 'n Boer en 'n dokter? Snaakse kombinasie. O nee, ek is 'n voltydse dokter. Daar's 'n bestuurder op die plaas. Oom. Kan jy nie sien ek is besig nie, jong? Oom het gesê oom gaan ons beter leer perd ry. Gaan oom dit nou doen? Ja, wel, ek het nou baie werk. Ek glo nie ek sal nou kan nie. Maar oom het dan geslaap. Slaap, not 'n wiel. Ek het gedink met my oë toe. Ek het my operasie veldtog beplan. Wat so 'n operasie veldtog, oom? As my vriend Hannes terugkom, moet hierdie plaas tip-top wees. En dit gaan baie werk kos. En baie werk beteken baie beplanning. En dis wat ek nou doen. Ek beplan. Dit vir my brand na slaap gelyk. Maar 'n goeie beplanner lyk so. Mens weet nooit wanneer hy beplan. Weg is julle, hoekom gaan speel julle nie? Ek sien daar's 'n groot plan aan die kom. Ek het vir lelike bad beplan, sê jy my help. Kom julle.
Sal jy my help om skottelgoed te was as ons eendag getroud is? Wie sê ek gaan met jou trou? In elk geval, dis vroumense werk. Is nie. En wie anders gaan met jou trou? Trou is nie perde koop nie. En dis nog ver vorentoe. Maak maar grappies, maar is ons daarom nog 'n keus? Miskien. Ek dink ons moet saam met Lelik hardloop sodat sy droog kan word. Kom Lelik. Hallo Bucks, hallo Sprutie. Hallo oom, is daar iets verkeerd? Ek wil net met hierdie plaasbestuurder van julle 'n bietjie praat. Hy sit daar voor die huis oom. Hy's besig om te beplan, oom. Dankie. Kom Bucks, kom nou. Ek wil 'n bietjie met jou praat, burger. Wel, ek het 'n baie vol program vanmiddag. Ek glo nie ek sal dit kan inpas nie. Skei uit met jou nonsens. Dis 'n ernstige saak. Kom sit dan maar. Ek sal liewer staan. Ek hoor jy het vir jou klere gekoop. 'n Baadjie, 'n hemp, 'n das en so aan. Wat is daarmee verkeerd? Ek moes daarvoor betaal. Inderdaad. Dis juist waaroor ek met jou wil praat. Waar het jy die geld gekry? Jy sal my nie glo nie. Laat ek daaroor besluit. Dit het uit die hemel uitgeval. Saam met 'n weerligstraal. My skoon plat geslaan. Ek het jou mos gesê jy gaan my nie glo nie. Jy is 100% reg. Probeer weer. Probeer die slaghuis. En wat van die slaghuis? Jy was mos eergister daar, nie waar nie? Ja, ek het gaan boerewors koop en toe verneek daai ou my nog met die kleingeld. En waar was jy daar die aand? Watter aand? Die aand na jy die boerewors gekoop het. Die aand voor jy daai klere gekoop het. O, daai aand. Ek het gaan voëls dophou. Ek is mos 'n erelid van die Koninklike Voëlverskrikkersvereniging van Suidelike Afrika. O ja, nou onthou ek. My voëls het my vertel. Dis iets verkeerd. Jy weet wat's verkeerd. Jy en twee ander het R84 uit die slaghuis gesteel daai aand. Susan, dink jy as ek geld uit daai winkel uitgevat het, ek sal daai selfe geld hier in die dorp kon staan en uitgee en dan hier kom sit en wag sodat jy my kan kom vang? Jy sal nog die waarheid praat. Kom saam met my na die polisiestasie, dat jy 'n verklaring kan maak. Arresteer jy my? Dit hang af. As jou verklaring bevredigend is, nou ja, so nie. Ek wil net gou vir Buk sê waar ek heen gaan. Hy sal dalk bekommerd raak. Staan, burger! Staan! Staan of ek skiet! Hou op, kerm. Ek het in die lug geskiet. Kom aan, op is jy. Jy is onder arrest. Onskuldige man sal nie weghardloop nie. Maar ek het dit nie gedoen nie, maar jou soort glo nooit my soort nie. Daaroor het ek weghardloop. Kom aan, in die bakkie in. Ons het 'n skoot gehoor. Waarheen vat oom hom? Ek is jammer, Bucks. Hy wil maar net hê ek moet hom help om 'n bende skelms aan te keer. Ek weet waar hulle moontlik wegkruip. Dis maar al. Kom nou, sergeant. Jy staan net daar, jy weet ons gaan dit nie bekostig om tyd te mors nie. Die skoot. Dis my revolver wat afgegaan het toe ek hom vir meneer Burger gewys het. Dis maar al. Totsiens, totsiens. Totsiens, ja. Ek is nou terug, Boetman. Geef vet, sergeant. Dink jy nie ons moet vir hom anders bel nie? Moet hom nie pla nie, hy's dalk baie besig. Wel, ons het die meeste van daardie gemors uitgepomp. Waarom doen we dit? Hy skaars 20. Op 20 kan dinge niet zo erg wees as later in 'n mens lewe. Ja, hy is seker reg. Wat hulle hom na saal 10 so, hy sal hom afslaan. Kom gou hier asseblief. Neem hom na saal 10 toe. Ek het 'n klein geselligheidjie gereël in my woonstel as ons van diens afkom. Kom jy 'n draai maak? Drag formeel. Om weer te begin. Kom nou dokter. Ons is nou van diens af.
Ou Willem. Sê vir Spoetie sê my so lank skool toe gaan. Loop die klimbas dan nie by die skool vandag nie? Ja, ek gaan, maar ek moet eers iets anders gaan doen. Sê net vir haar. Kom lelik. Ek is seker hy het nie gedoen nie oom. Lelik kan vir hom uitvind wie dit was. O, so ja. Ek bedoel sy kan dalk het oom hulle iets daar gekry in die slaghuis bedoel ek. Hulle het 'n sak om hulle vuiste gedraai. Toe die venster gebreek het. Hier is die sak. Lelik kan in die sak kyk en dan die een gaan soek wie dit gedoen het. Dit is nie so maklik nie, Bas. Die een wat die venster gebreek het, dis te sê as dit nie Boemelaar is nie, by die tyd al myle ver. Dan is oom nie seker dat dit wel die Boemelaar was nie. Hy het beslis iets daarmee te doen gehad, maar as het 2 stelle vingerafdrukke nie gekry. Ek weet nie wie se dit is nie. Dan het oom ook nie die Boemelaar se vingerafdrukke gekry nie. Nee, maar hy het met die geld wat daar gesteel is vir daai klere van hom betaal. Laat ek met die sak probeer oom. Dit kan nie kwaad doen nie. Sal tog nie help nie, Bas. Ek is jammer. Maar dit kan oom. Lelik ken dalk die een wie dit gedoen het, dan kan sy hom opspoor. Nou maar goed, laat ons sien wat jou hond kan doen. Dankie. Kom oor so, soek hom, soek hom. Soek hom. Wat soek jy hier, stupid prak? Wat soek jy hier? Mooi so, oupa se honde. Dit lyk vir my dieselfde. Ek gaan hulle nou Durban toe stuur vir 'n finale vergelyking. Dink julle twee nie julle kan nou maar die waarheid praat nie? Wat sy plan om? Vir die geld nie gehou het nie. Ons mekaar net gedeur. Ons die geld weggegooi. O so, waar het julle geld weggegooi? Ons ja, ons die geld om 'n klip gedraai en 'n klip in ons agterplaas gegooi. Het om dit nie daar opgetel nie. Klip. Wat soos 'n weerligstraal getrek. Gaan om ons nou toesluit. Glo dan nie julle sal die land verlaat nie. Dis 'n lelike ding wat julle gedoen het. Ek gaan nou met julle ouers praat en as nodig is kan julle hier 'n verklaring kom maak. Nie vir my staan en lieg nie, mannetjie. Die sergeant was nou net hier gewees en hy het my alles vertel. Hoekom het jy dit gedoen, hè? Ons mekaar net nie, pa. Net deur. Niks anders, net. My seun. 'n Dief. Dit was nie steel nie, pa. Ons het die geld nie gehou nie. Besef jy dat jy kon tronk toe gegaan het as jy bietjie ouer was? Besef jy dit? Natuurlik kon jy. En nou gaan hulle jou miskien na 'n verbeteringsskool toe stuur. Nie reg. Nie reg. Hoe kan ek weer die mense in die dorp in die oë kyk? Nou dat almal weet my seun is 'n dief. Gaan kamer toe. En hoe lank staan jy al hier? Lank genoeg? Dis 'n geval van die pot verby die ketel nie waar nie. As 'n mens dink aan wat jy gedoen het. Ek is siek en sat van slaaplose nagte. Ek is moeg van die vrees dat jy ter enige tyd jou opwagting weer hier kan maak met een of ander dreigement. Dis klaar, Frans. Moenie belaglik wees nie. Wat gaan jy doen? Almal die waarheid vertel? Ja, dis presies wat ek gaan doen. Maar eers gaan ek iets doen wat ek al baie lank al wou. Kalmeer, Charles. Kalmeer.
Sentrale, sit my deur na die polisiestasie asseblief. Nee wat, alles is alright. Ek moet net vir die klere betaal. Hoeveel het dit gekos, oom? R83.45 met 'n diskant vir kontant. Waar gaan ons soveel geld in die hande kry? Ons se vrou man is nie bel. Nee, ons gaan hom nie plan met sulke onbenulligheidjies nie. Ons sal wel 'n plan maak. Hallo, Bas. Die jakkals loop met die draai, maar die goeie man loop reguit terug. Ons het die Bas verlang. Bliksem ou Willem. Ek moet jou VV toe stuur, jong. Het jy daarom aangegaan op die plaas soos ek beplan het? Ja, Bas. Daarom het ek keer die vark by die keken. Hoe gaan dit aan met die Bas? Geen klagtes nie. Kos is alright. Behalwe dat ons R83.45 in die hande moet kry. Dan loop die beeste mooi. Dis sal die einde van daai storie wees. Die Bas kan die geld bo Willem leen. Ag ou Willem. Waar sou jy dit tog kry? Gaan spaar by die man, Bas. Wat so goed sal ek koop? Kom. Die Bas, hy kan tel hoeveel hy nodig het. Ag ou Willem. Ek weet nou nie. Maar Willem wil graag help, oom. Vat dit. Dis so klein Bas. Die een bees lek die ander bees om hom skoon te maak. In 1969 het my vrou Sam my huis verlaat. Sy is weg met 'n man en 'n Frans venter. Sy het my vir Frans venter verlaat. Ek het geweet hulle ken mekaar, maar ek het nie gedink hulle is meer as net vriende nie. Eendag is sy weg. Ek het die volgende môre 'n briefie gekry. Ek het niemand vertel wat werklik gebeur het nie. Ek het by die polisie aangemeld dat my vrou vermis word. Hulle is met my vrou se kar weg. Ek wou nie erken dat my vrou my vir 'n ander man verlaat het nie. Ongeveer 6 maande later was 'n motor, dieselfde soort en model as my vrou se, in 'n ongeluk betrokke. Maar ek het geweet dat dit nie my vrou was nie. Ek het vir die polisiesergeant gesê dat dit my vrou was, 'n vals identifikasie. My vrou het 'n lewensversekeringspolis vir R20.000 gehad. Die geld is aan my uitbetaal. Hierna het Frans Venter een aand ongeveer 3 maande later by my opgedag. Wat wil jy? Ons het so 'n bietjie besigheid om te gesels. Ek het absoluut niks om vir jou te sê nie. Nee. En wat van die gevalletjie van 'n valse identifikasie en R20.000 se assuransie wat betaal is? En van jou vrou wat nog lewe? Kyk 'n bietjie daar. Veel goed. Ek behoort jou vrek te maak. Ek sou nie moord by alles voeg as ek jy was nie, Charles. Jy het al genoeg swart kruisies agter jou naam. Daar's niks wat my verhoed om polisie toe te gaan nie. Is daar? Jy wil seker geld hê. Doodreg. Ons kan begin by die R20.000 assuransiegeld. Dink jy ek gaan dit sonder bo of baaf vir jou gee? Betaal of ek en San gaan reguit polisie toe. Ons het niks om te verloor nie, maar jy wel so 'n bietjie. Goed. Ek sal vir jou 'n cheque gee. Kontant. Ek kom môre aan weer. Sorg dat die geld hier is. Ek het die geld betaal en hy het telke male weer gekom. Ek het geweier om nog meer te betaal. Ons het toe baklei en ek het hom plat geslaan. Ek maak hierdie verklaring uit my eie vrye wil en sonder enige dwang. Is dit reg so, Charles? Teken ons. Wat gebeur nou, Sergeant? Die speurders sal die saak ondersoek en ek sien wat weet. Gaan jy my nie arresteer nie? Nee, die stadium. Laat my net weet as jy weggaan. Ek is jammer, Charles. Dankie. Totsiens. Totsiens. Nou ja, het ek julle al vertel van die keer toe ek die Lipizzaner hengste van die Russe gered het? Ja, oom het. Nou wil ons hê oom moet ons wys 'n paar triks. Toe oom het beloof. Kom. Staan julle 'n bietjie terug soontoe. Ek liewes heeltemal weg. Ek weet net vir die laaste oomblik wat ek gaan doen nie.
En ek wil hê julle moet seer kry nie. Hy was 'n mooi berg. Moenie my byt nie. Waar is die bloody ding se kop? Sê. Dis nou die eerste les. Die verkeerde manier om op 'n perd te klim. Ja, dit was 'n oulike triek. Ek het hierdie triek in Hollywood geleer. Ek was mos vir 'n paar jaar daar. Ek het hulle raad gegee met al daai westerns wat hulle gemaak het. Ja. Al daai cowboy prente. As dit nie vir my was nie, kon hulle nooit maak nie. Kan ek nou probeer, oom? Nee. Nee, ek dink jy moet eers 'n bietjie tyer word. Ek dink jy moet maar net die gewone perdry oefen. Maar oom, ons ry elke dag skool toe en terug en dit is mos gewone perdry. Wat van perde spring? Nee. Nie nou al nie. Nou toe weg is julle man. Ek het nog wel met baie om te doen. Baas, staan bietjie asseblief, baas. Sal die baas my asseblief help met hierdie brief? Of Willem sy oë lees nie meer so mooi nie. Kan die baas lees wat hy sê? Ag nee, wat? Dis sommer net 'n opcheckery. Jy moet net weer jou pas na die polisiestasie toe vat dat hulle hom weer kan stempel. Pas? Wat vir pas? Maar jy het mos 'n pas. Ek het gekom van die plek waar die Basutoland was. Ek het nog die beginning was saam met my pa. Ons het aan die plek toe gekom. Die plaas. Ek loop nou die begraafde plek nie. Dit is my plek die. Ek glo nie dis so ernstig nie. Bas Hannes sal weet wat om te doen. As jy dalk geskryf het, ek het nie jou briewe ontvang nie. Wel, ek het nog nie iets kans gehad nie. Geniet jy dit by die hospitaal? Baie. Hoe gaan dit daar? Gaan goed met Bux. Terloops, Dr. Lombard. Vrydag, 5:30 namiddag. Durban. Ek het 'n afspraak met jou. Ja, hier's waar my gebel het, Laura. Luister, ek het gewonder of dit so 'n goeie plan sou wees om Durban toe te kom. Jy weet, ek is die meeste van die tyd op diens en wel, ek dink net ons sal nie veel van mekaar te sien kry nie. O, Wel, ek bedoel, dit sal nie so aangenaam vir jou wees nie. toe maar, ek begryp. Wel, ek hoop nie, ek het jou nou ontstel nie. Nee, glad nie, dis net beter as ek weet waar ek staan. Dis so sake staan. Willem moes al jare lank 'n permit gehad het. Nou moet hy terug Lesotho toe. Hy's 'n vreemde band. Vreemde Bantu? Ek? Hou. Dis my huis die al die jare van ek so was. Ek ken nie Basutoland nie. Waar is hy plek? Ek ken hom nie. Ek is jammer, Willem. Dis die wet. Jy sal moet teruggaan na Maseru toe en daar 'n paspoort kry. Dan kan jy terugkom en aansoek doen om hier te werk as 'n vreemde Bantu. Au, Bas. Al my lewe ek bly hier, op die plaas. My plaas. Hoe kan ek die vreemde mense wees hier by my mense? Kan ons nie maar net skryf nie? Dis seker nie vir hom nodig om net daarvoor na Maseru toe te gaan nie. Jammer. Dis hoe dinge werk. Ek kry ook maar my opdragte. Sommer net so, hè? Jammer dat jy jou hele lewe hier lank hier deurgebring het. Nou moet jy net weg. Sommer net so. Hy moes lank al 'n permit gehad het. Dis nie my skuld nie. Luister mense. Ek maak nie die wette nie. Die mense by Maseru, hulle ken my nie. Wat sal ek vir hulle sê? Ek is op Willem wat al die jare vir die wit mense gewerk het. Nou die wit mense jag my weg. Was op Willem die skelm. Het op Willem sy bas se skap gesteel. Nee, jy het nie. Dis klein Bas Bux se pa moes daarvoor gesorg het. Ek werk al my lewe vir die wit mense. Nou sê die wit mense. Dankie Willem. Jy kan maar teruggaan na die plek waar jy nie ken nie. Want jy het nie die papiere wat sê jy is jy nie. Dis die wet, Willem.
Maar moet jy nie verder daaroor bekommer nie. Ons sal wel aan 'n plan dink. As reg my baas. Ek sal loop by Macero. Ek is nie skam om te vertel wie is ek nie. Daarom ek kan nie gou loop nie. Ek moet al my mense vertel wat is verkeerd. Sodra jy reg is, laat my maar net weet. Ek sal die baas sê as ek reg is. En dan jy moet maar draf. Die kinders is nou hier, jy's reeds al laat. Kom. Hai. Wat maak jy hier? Dis Proetie oom. Sy het van 'n perd geval. Wanneer dit? Vanmiddag. Ons het haar dadelik gebring. Sy is nog bewusteloos. Sy sal weer gesond word, né oom? Wag hier, Bucks. Ek gaan gou kyk. Hallo, Proetie. Hallo, Bucks. Wat het gebeur? Lelik het voor jou perd ingehardloop. Sal ek weer gesond word? Het hulle jou iets gesê? Nee, ek wag al so lank. Hoe voel jy? Nie sleg nie, maar is net my bene. Ek kan dit nie voel nie. Dit voel so snaaks. Jy het op jou rug geval. Miskien is hulle net 'n bietjie dood. Nee, jy se gou weer reg wees. Nou hoef jy vir 'n paar dae nie meer skool toe te gaan nie. Bucks, dan split jy my nou so hier is. Sien jy, Proetie? Ek sal maar weer kom kuier. Sien jou, Bucks. Slegte nuus vir jou, Bucks. Nou moet jy 'n man wees. Maar oom kan hom mos gesond maak. Oom is tog 'n dokter. Asseblief oom, probeer iets doen. Dis my skuld. Lelik het voor aangehardloop. Bucks. Niemand kan iets doen. Nee. 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 Vandag skiet ek hy verdomde lelike brak van jou vrek. Nee oom, asseblief oom, oom kan nie my hond skiet nie. My vuil is dit my kind verongeluk. En nou gaan sy vir die res van haar lewe verlam wees. Gee pad voor. Nee oom, asseblief oom. Disa. Hobas. Hobas. Maar Charles, jy moet asseblief nie met klimbasse rondskiet nie. Gee pad voor of ek skiet jou ook vrek. Skiet maar, baas. Veel goed. Dink jy ek speel? Ek het ook die klein messie, baas. Sy sal nie lekker voel nie, as ek so iets doen nie. Shame. Pas Charles se hart is baie seer. Jy een van daai verdomde lelike brak sit nie weer julle pote op my plaas nie. Jy my gehoor?
aflyk nie. My idee was om jou op te beer. Ek my 'n drankie. Steyn. Seker. As dit dan help om vir uit jou vader Jakob se put uit te kry. Cheers. Cheers. Eerste keer dat ek jou sien met 'n drankie. Ja. Wie was dat gesê toe om vertel het? Wie? Bucks, my neef. Hy het gesê, hy het altyd geweet, ek is nie 'n goeie boer. Nou weet hy, ek is ook nie 'n goeie dokter. Hoe verduidelik mense aan kinders niks wat jy kan doen nie. Hy het my vertrou. En nou het ek hom in die steek gelaat. Jy het nie hom in die steek gelaat nie. Niemand kan iets doen nie. Ja, ek weet, jy weet, maar hoe de hel vertel ek het aan hom? Ag, waarom is er ons strijd beklei? Ek krijg nog een drankje. Jy is een van die dae weer gesond. Jy sal sien. Hoor hier, Bucks. Ons hoef nie meer gekuis te wees nie. Hoekom nie? Hulle wil my niks vertel nie, maar ek weet en jy wil nie 'n maatjie hê wat nie kan loop nie. Ag, jy's laf. Jy sal weer eendag kan loop. Kyk maar vir babatjies. Hulle kan nie dadelik loop nie. Dit vat maande vir hulle om te leer, maar dan kan hulle. Dis wat jy moet doen. Net weer leer om te loop. Dis al. Ek gaan oormôre huis toe. Sien jy nou daar? Dan word jy mos gesond. Ek glo nie. Ek dink dit is maar net omdat hulle niks vir my kan doen nie. Jy moenie so praat nie, Sprutie. Jy's baie gaaf vir 'n simpel seunskind. En is jy seker jy wil my nog vir 'n nooi hê? Natuurlik, stupid. Ek het vir Sprutie kom welkom weet. Ja. Ek het dan nou net in die bed gesit. Die vader alleen weet vir hoe lank. Het gaan moeilik wees om hier by aan te pas. Hulle sê hy die swaarste gaan kry. Dis waar. Is nie nou tyd vir selfbejammering nie. Laura, jy het seker al gehoor. Op so 'n klein dorpie is daar mos nie geheime nie. San, my vrou. Sy is nie dood nie. Sy het met 'n ander man weggeloop. Ek het gehoor, ja. Ek het met 'n skeisaak begin, maar dis nie maklik nie. Mark se dinge, nou myne ook. En Sprutie. Ek het iemand nodig om my deur al hierdie dinge te help. Sal jy met my trou? Maak dit nie lief nie, Charles. Ek weet. Maar mettertyd sy my miskien weer lief kry. Ek sal wag. Ek weet nie. Ek sal haar moet dink. Ek sal goed wees vir jou, Laura. Ek beloof. Kom ons gaan na Sprutie toe. Hallo Sprutie. Hallo juffrou. En toe, hoe voel dit om terug te wees in jou eie kamer? Baas Bucks, hoekom is hy nie hier nie? Kyk, daai verdomde seun Ons het nie presies geweet hoe laat jy gaan terug wees nie. Maar jou pa sal nou bel en sê jy's by die huis. Net Charles. Ja. Ek sal nou gaan bel en kan Bucks oorkom. Hallo Hannes. Hallo. Hulle begin vra by die hospitaal. Geen antwoorde nie. As ek haar het ook nie.
Opperman weet nie. Nog nie. Dat is 2 van ons. Weet ook nie. En Max. Kom terug, Max. Hannes. Dis sinneloos. Wat is sinds daar 'n klein dogtertjie wat verlangs? Dink jy dinge gaan verbeter hiermee? Hoor, wat net. Dis nou 'n soetmes ding. Goed. Totsiens, Hannes. Ek is bly ek kon jou leer ken. Cheers. Cheers. Kos is altyd lekkerder as dit mense dit buitekant eet, né? Ek onthou nog toe ek catering manager was by die Randse Paskou. Ek het al die restaurante toegemaak en reg in die arena het ek braaivleisvuur laat maak. Ek moes dit weer stop want die akrobate het te warm gekry. Ek het vandag vir Sprutie gaan kuier. Wat dink kom gaan met haar gebeur? Soos sy regtig nooit weer kan loop nie. Ons moet by die groot baas groot kan pas. Soos by die Bybel. Abraham en Isak. Toe die Here gesien het Abraham sal sy enigste kind slag. Toe die geweet, dit is 'n goeie man die. Toe die gesê, "Ai konna. Moenie moet jou kind so maak nie." En hy het die bok gestuur by die plek van die kind. Hy het geweet Abraham sal die ding doen omdat hy glo. Die ding wat hy meeste gelief het. Ons moet maar ook die offer maak. Dat die klinkbas moet. Miskien my perd? Nie op die ou manier nie. Nie met 'n vuur nie. Net die offer. Maar ek dink Willem is heeltemal reg. Die ding wat jy die liefste het. Ek gaan môre Durban toe en dan sal ek my vriend Hannes praat. Middag, juffrou. Ek soek dokter Lombard. Ek hoor hy kuier hier. Hy's nie hier nie. Waar woon hy? Is dit belangrik? Wie is jy? Ja, dit is belangrik. Ek is sy plaasbestuurder. Ek moet met hom praat. O ja. Ek sien. Kom binne. Hallo, Hannes. Hoe's dinge?
Dis in die wolke. Kan jy nie sien nie. Ek was helfte van my lewe soos jy nou is. Dis nie jy nie. Wat wil jy? Ek het probeer om iemand anders te wees, maar dis ek, hierdie. Noem my net wat jy wil. Dis ek, hierdie. En wat is nie, niks wat 'n dop nie kan regmaak nie. Fantasties. Julle kan die lewe hou. Die goed laat my toe om in drome te glo. En wat van Sproetie? Dis klaar, is verby. Dis sal ek aanpas, is jonk. Ek's te oud. Ek hoort hier, my lot. Ek moet dit aanvaar. Ach, los my man. Nou drink saam met my, maar net nie begin preek nie. Luister hier, jy. Ek gee nie 'n duiwel om wat van jou word nie. Maar daar by die huis is 'n seun wat hom vrek sukkel om dinge te verstaan. Die ding is te groot vir hom. Hy is verlore. Ek ook. Ek het een lewe om te lei en dis genoeg vir my. Ek is siek. Siek vir ander mense se probleme. Lewe? Noem jy dit lewe? Jy mors joune down the drain. Hoor wie praat van lewe opmors. En wie kan dit beter doen as ek, hè? Ek weet dat ek voorgee dat ek expert is op alles, maar net die kinders glo my. Julle groot mense, julle lag vir my. Maar glo my, my snertpratery is net die vernis wat my doodsyp leeg lê verlede toesmeer. Ek sluit ook nou by die klub aan. Vat 'n nuwe lid se hand. Ek kan nie aan met die resies nie. Ja. Hardloop. Jy hardloop weg. Maar jy sê jouself elke keer weer inhaal. En elke keer sal jy 'n bietjie vinniger moet hardloop. Ek weet. Ek weet al te goed. Hou jou mond, man. Ek het gesê moenie vir my preek. Ek het ook my rug gedraai op dinge lank gelede. En ek hardloop nog al die tyd. Kom terug, Hannes. Vir my is dit te laat, maar nie vir jou nie. Boom. Ek weet nie wat jou naam is nie, maak ook nie saak nie. Moenie jou tyd mors nie, ek speel nie meer saam nie. Speel? Speel of jy verloor? Ek sal sit en kyk. Hier ry die skimmertyd. Asseblief, Hannes. Have a heart. Nou is alles in sy donderen. Nou moet jy help. Hannes was daar laas by die werk. Hy drink net. Hy wil nie vir my luister nie. Hy syp soos 'n vis. Gaan jy probeer praat met hom? Kan ek doen? Iemand moet iets doen. Hy gaan in die afgrond af. Probeer asseblief. Waar is hy? Ek sal bedeie. Ek weet waar hy is. Ek sal nie weet wat om te sê nie. Juffrou, jy is gewoond aan kinders. Praat so met hom. Die woorde sal self kom. Ek sal probeer. Bas kan nie maar hier aflei. Nee, ons vat jou maar tot by die grens. Nee, hier asseblief Bas. Willem het van die plek geloop waar jy die pikenier was. Nou vandag
Hy loop terug. Ja, lelik. Kyk mooi na die klimbaas. Ja, my baas. Jou. Klimbaas moet die Here glo. Die goeie ding sal gebeur. Jy sal gou weer terug wees, Willem. Dis net vir jou paspoort gee, dan kom jy gou weer terug, né? Miskien Klimbaas. As men kyk wat die Here wil hê. Dag Klimbaas. Klimbaas moet nie heen. Ek kan nie, Willem. Ek is net hartseer. Oom kan maar hier stil hou. Maar hoekom moet man? Stop net asseblief, oom. Oom kan maar ry. Hoe nou, Boetman? Wat van die hond? Dis my offer, oom. Ry nou. Luister, Boetman. Ek glo nie dis wat ou Willem bedoel het nie. Hy het gesê die ding wat ek die liefste het, oom. En dis lelik. Hoekom dan nie 'n sproetie met gesond word nie? Ry nou asseblief. Gaan weg, lelik. Loop. Loop, loop. Al die gemors en goed wat ons so in die see smit. En hy kou dit, sluk dit in. Hy vergeet dat. En die volgende môre is hy weer daar. Helder. Hannes, hoekom doen jy dit in jouself? Ek is soms seker nog 'n kind. Kinders moet soms opgepas word.
vrou moet maar. Ja, oom. Toe maar. Alles sal regkom. Die Manus is weer terug by die werk. Is daarom een goeie ding. Maar wat van Spritty? Ek het al alles gedoen. Ek bid elke aand, ek het my offer gemaak. Arme lelik, ek moet nog slaap sy vanaand. Nie worry nie. Jy het aan ons vir die Here gegee. Hy sal sorg. Maar wanneer doen die Here iets omtrent Spritty? Dis al weke sedert ek lelik uit die bakkie gestoot het. En waarvoor? Spritty bly nog net dieselfde. Ja, ek weet. Maar ons wil is nie sy wil nie. Ek het gedink alles gaan regkom. Sommer net so. Ja, maar ons dink altyd ons weet beter. Ons is te ongeduldig. Maar hy het sy eie tyd. Ek glo nie daar gaan iets gebeur nie. Ek het jou gewen, ek jou gewen. Ag nou ja, ek het jou maar laat wen. Is nie jou leenaar. Kyk daar. Lenik, wat was honde? Ek het hom, Gimbus. Ek het hom. Hy verdomde brak. Moenie, papa, asseblief, moenie. Caitlin, die offer. Kom help my, stupid.